Goeiemôre almal. Ons gaan vanoggend 'n lied oefen. Ons het al 'n slag geoefen. Ek wou gou gehoor het almal so 'n blaadjie gekry. Ek het al agtergekom hier in Windhoek is almal nou nie musiekkenners nie, maar ou kan nou sien of die nootjies korter of vinniger is of hoër of laag nie. So ons gaan weer die lied die Troos o Heilige Gees oefen, een van ons nuwe goedgekeurde liedere. Daniël gaan vra dat jy net eers vir ons die melodie net weer skoon speel. En dan gaan ons al twee verse sing. So die woorde vir die wat nou nie daar sien is ook maar klein. Kan sien nie, die woorde is op die bord, maar as jy die melodie wil volg, hy is op die blaadjie. Na die tyd kan jy hom sommer net weer vir ons op die tafel sit dat ons hom weer 'n slag kan gebruik soos ons oefen. Aansit dat ek kan voorsit. Kom ons sing vers 1 weer, julle is amper daar. Mooi. Kom ons sing. Troos ons Heilige Gees, bly by ons Heer. U is ons voorspraak, voor ons met U woord. Ek sien daarna uit, is 'n bietjie hard, ek sien daarna uit om 'n slag in ons liturgie ook voluit te sing. Kom ons gaan voort, ons het nou al gesê die Heilige Gees is met ons, maar kom ons verklaar ook die bedoeling waarom ons hier is, ons sing ons foto, en ons gaan dit doen met twee liedere, lied 152, en dan sonder dat ek dit afkondig, ook lied 161, Daniël, ekskuus, het ek vir jou gesê, dis 152, ek het 'n fout gemaak, ek dink, gelukkig is Daniël beval, is hy op die bord, 152, ja, so as jy sal jy kan speel, of moet ek hom insit, selfe melodie, 161, dankie Daniël.
En nie 161 ook nie. Ja, goed, dan gaan ek gaan hom dan vir ons lees. Ons lees as deel van ons liturgie. Luister mooi na die woorde, want ons jubel as ons voor die Here kom en sê, Halleluja, Heer, U is ons lewe. Middelpunt van al ons hoop. En luister na hierdie woord, middelpunt, ons gaan in ons prediking ook na vore kom. Middelpunt van al ons hoop. U is die doelwit van ons hoogste strewe, leidsman van ons lewensloop. Heer, U is ons skepper, God almagtig, ons verlosser, bystand, so barmhartig, U wat is en was, sal wees, Vader, Seun en Heilige Gees. Geliefdes, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus Jesus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Julle vir wie God die Vader geroep het en wat hy liefhet en deur Jesus Christus bewaar, barmhartigheid, vrede en liefde word in oorvloed aan julle geskenk. Kom ons aanbid ons Here, ons doen nou Psalm 40, die eerste omdigting, ons sing daarvan vers 1 en vers 4. Kom ons luister nou na hierdie heilige wet van die Here, soos wat hy dit vir ons gee uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jy uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat.
Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en aarde, die hemel en alles daarin gemaak, aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Julle kan gerus sit. Kom ons kyk saam. Here, dit is vir ons goed om te kon bely met in ons lied, dat hierdie wet ons aan ons binneste dra. U gee dit aan ons nie bloot om aan die buitekant as 'n klomp reëls te hou nie. U het juis gegee dat ons dit op ons hart kan dra, daaroor kan dink. Dit is deel van die woord waarin ons onsself spieël. So weet ons, uit onsself kom niks goeds nie. Ons kan nie eens een van hierdie gebooie onderhou nie. Daarom getuig ons vanoggend van die genade. Daarom is dit vir ons heerlik om saam te kan sing. Juis uit hierdie lied, ons kom voor U, ons klou aan U vas. U maak ons lewens die moeite werd. Daar is hoop en genade. By U is die middelpunt van ons lewens. Here, as ons nou U woord oopmaak, vra ons dat U ook deur die Gees dit vir ons oopbreek, hou ons aandag gevange. Want dit is U wat met ons praat. Ons staan op heilige grond in die teenwoordigheid van ons koning. Amen. Liefdes, julle kan julle Bybels oopmaak. Psalm 122. Kom ons lees saam. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Volg gerus in die vertaling wat jy daar het. 'n Pelgrimslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here. Ons voete staan in jou poorte, Jerusalem. Jerusalem, gebou as 'n stad wat as 'n eenheid saamgebind is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Here, soos aan Israel voorgeskryf is om die naam van die Here te prys. Want daar staan trone vir regspraak, die trone van die huis van Dawid. Bid vir die vrede van Jerusalem. Mag die wat jy liefhet, rustig leef. Mag daar vrede wees by jou verdedigingswal. Rustigheid in jou vestings. Terwille van my broers en vriende sê ek graag, mag daar vrede in jou wees. Terwille van die huis van die Here, ons God,
wil ek die goeie vir jou nastreef. Dit is die woord van die Here. Wie van julle weet waar is Jerusalem? Ver. Kom ons kyk gou-gou na 'n klompie kaarte. Daar is die kinders, daar is op die wêreldkaart. As jy die nuus dopgehou het, sal jy presies weet waar dit is, want dit is waar die dinge waaraan is. Volgende ene Christian. So daarso is hy in die see, net so jy sien, Jordaan is hier, Saudi-Arabië, Irak, jy daar in die Middellandse See. Hoe lyk die stad? Wat is ons daar? Daar is ons die ou stad, soos ons hierdie Psalm lees, dan is dit waarskynlik, is hierdie stad baie groter as wat hy toe was. Hierso is daar 'n tweede muur omgebou, Salomo was besig. Dit is al die tweede muur. Hoe lyk hy vandag? Daar is daai einste mure vandag. Nog hierdie. Daar is die groot koepel tempel, daar agter is 'n Christelike kerk. Skies nie, daar is die moskee heel agter. Daar is die moskee heel agter. Hier voor is dan die groot kerk. En ek dink dit is die prentjies wat ek vir julle gemaak het. Hoekom ek dit doen is dat julle weet dis 'n regte plek. Ons dink partykeer, ag, dis mooi stories. Op die oomblik is daar oorlog baie naby in hierdie stad. Daar is min stede in die wêreld met so 'n ryk geskiedenis wat opgeteken is soos Jerusalem. Hierdie stad is deur koning Dawid verower, vroeg toe hy koning geword het, en dit is as hoofstad van Israel verklaar, van die volk Israel, die 12 stamme. So in hierdie stad, en in hierdie tyd was dit nog baie klein, was baie bekend vir 'n kompakte stad wat goed beskerm kan word. Sy mure was baie naby mekaar, was regtig moeilik vir ouens om in die stad in te kom en dit te beleef. Baie goed bekend. Die doel van hierdie stad, die doel van Jerusalem was dat die 12 stamme van Israel verenig moes word. Dit moes vir hulle 'n tuiste wees en moes hulle saambind. Maar hierheen het Dawid ook die ark van die Here gebring. Toe lê die ark waar die 10 gebooie was, die kierie van Aaron. Hy het hierdie ark gebring om in die tabernakel te staan, so Dawid het 'n spesifieke tent daar opgerig vir die ark. En later is dit deur Salomo sy seun in die tempel gesit, toe die mooi tempel gebou is. Dit is 'n geweldige, indrukwekkende gebou gewees. So, wat gebeur het is Jerusalem het die middelpunt, die saamtrekpunt van Israel se godsdiens geword. So die allerheiligste, dan nou die tempel, die allerheiligste waar die ark gestaan het, was die middelpunt van die tempel. Dis waartoe alles gewys het. Dit is waar God se teenwoordigheid was, sy Shekinah glorie, daar tussen die gerubse vlerke op die deksel van die ark. Die tempel was weer die middelpunt van Jerusalem. Alles het na die tempel toe gewys. Hierdie stad van vrede, die stad van God. En Jerusalem, die stad, was die middelpunt vir die volk Israel. Die volk van God. So dis die stad van God, die tempel van God, die stad van God, die volk van God. Geen wonder dan dat Dawid hierdie lied skryf. Nog een van die liedere wat die volk dan sing terwyl hulle opkom. Daar onthou julle nou Psalm 120 as vreemdelinge. Nee, mense wat voel almal lieg rondom hulle. Opgaan deur die berge, Psalm 121. Sodat hulle die vreugde en die betekenis van hierdie stad kan onthou. Onthou, hoekom het julle gekom? Hoekom reis julle so ver? Op Psalm 122 kan op 3 vlakke toegepas word. So ek wil leer met mooi onthou, vir al die hoërskooloukies, onthou dis nou wat ons in die beleidingsklas vir jou leer, né? So kyk gou mooi wat nou hier gebeur. Die eerste betekenis natuurlik is vir Jerusalem, vir hierdie stad. Die tweede, die betekenis vandag vir ons, sy kerk. Want dan is daar ook 'n betekenis vir die ewigheid.
So dis hierdie 3 vlakke, en dan is hier 4 temas. 4 sake wat duidelik aangespreek word. Vreugde, eenheid, geregtigheid en vrede. Dit kom so deur die Psalm as jy dit lees. So ek gaan probeer, soos ons na elkeen van hierdie temas kyk, om dit toe te pas op eers wat dit beteken vir die stad, dan wat beteken dit vir ons en wat beteken dit dan vir die ewige. So jy moet nou mooi by mekaar bly, nee. Goed. Die eerste is vreugde. Dis die tema in vers 1. Dawid sê, hy was bly wanneer iemand hom roep om saam met hom na die tempel toe te gaan. Kom saam met ons. Prakties hoe dit sou gebeur is, die Lewiete sou op hulle ramshorings waarskynlik blaas, 'n teken daarvan, kom ons gaan aanbid, die fees is aan die gang. Kom almal. Hierdie vreugde was in betekenis van dit wat hulle daar kom gaan doen. Dis lekker om mense te sien. Vanoggend ook as die ouens hier by die deur instap, dan gons dit en ons groet. Daar's 'n vreugde, nee. Die grootste vreugde behoort te wees in wat ons hier kom doen. Ons ontmoet mekaar en ons ontmoet God. Presies dieselfde daar. Ons weet dat Dawid 'n slag so uitbundig was toe die ark daar aangekom het dat hy selfs voor die mense uitgedans het. Groot vreugde. So tydens die feeste wat in Jerusalem gehou is, was Jerusalem 'n plek van weersiens, blydskap, vreugde, dat hierdie algemene vreugde en moraal van die volk sommer opgelig. Hier by ons, is my vraag vanoggend vir jou, hoeveel vreugde is daar nog by jou en my as ons opgeroep word as kerk van die Here om die erediens by te woon? Hoe maklik was dit vanoggend om die kinders wakker te kry? Hoe maklik was dit om jouself te oortuig, ja, het was nou sport gister en was bietjie moeilikerig, maar ons gaan tog maar gaan. Daar sou 'n ander geleentheid wees, ek sou iets anders kon gaan doen, maar my vreugde, my blydskap is tog hier. Die blydskap en die vreugde om op 'n Sondag as gemeente bymekaar te kom is dikwels by hulle wat dit al lankal doen, groter as die wat nou net begin om dit te doen. Geen wonder dat ons kinders maar 'n bietjie swaar kry, nee. Hulle leer saam met ons, dit is wat ons doen. En oor die lang termyn kom mense wat dit al vir jare en jare doen, is dit amper, ek kan nie wegbly nie. Omwille, my vreugde is hier by die Here se mense, in die aanbidding van die Here. Julle grys is hier voor en elders versprei is vir ons 'n mooi voorbeeld. Julle mis dit nie. Ons beleef by julle ook die vreugde daarvan. Ons vreugde is nie net 'n gebeurtenis nie. Dis nie maar net omdat daar 'n erediens is nie. Dit is in die betekenis van wat ons hier doen. So is jy bly, broer en suster, as iemand jou oproep om saam te kom? Is jy bang vir huisbesoek? Die ouderling en die dominee gaan weer kom sê, ons is nie genoeg by die kerk. As jy dit weet, hoekom kom jy? As jy gedink het jy gaan vreugde in die hemel ervaar, waarom nie nou al die vreugde van die Here opsoek nie? As jy dit nie nou soek nie, hoekom sal jy dit later soek, na jou dood? Daai vreugde begin nou. Roep jy dis anders ook op? Is jy een van die wat sê, hey, ek het jou gemis, waar was jy? Kom saam. Het jy 'n plek waar jy hierdie vreugde kan beleef? Nee, kom saam, ek het. Sal jou blydskap ander ook opgewonde maak om saam te kom as die kerk van die Here by mekaar is. En dan toekoms, die boek Openbaringe is vol liedere van vreugde. Dit wys ons onder andere hoe al die skepsels 'n diep, ewige vreugde het in hom wat nou regeer in die nuwe Jerusalem. Kinders, hoor mooi, daar's 'n nuwe Jerusalem wat beloof word.
Dis waartoe hierdie psalms ons koppe moet trek. Dis die vreugde. Die tweede tema is eenheid, vers 3 en 4. Ons het klaar genoem dat Dawid Jerusalem verower het en hy bou dit dan as stad op vir die volk, en ons hoor in hierdie lied sy bedoeling om hulle as eenheid saam te bind. Ons het klaar gepraat van die mure wat hoog was en lekker naby mekaar, dit veilig gemaak het, 'n veilige plek om heen te gaan as die vyand kom. Maar hier was twee soorte eenheid. Die een was polities, né? Soos as daar vyande kom, ons het 'n stad, 'n plek om te gaan wegkry, maar dis ook godsdienstig. Dit het geloofswaarde. Onthou julle dat die 12 stamme was die 12 seuns van Jakob, en hulle het nie altyd in vrede saam geleef nie. Ja, vra vir Josef, wat in die put beland. Hulle was nie altyd maklik met mekaar nie. Ons lees in die Bybel dat hulle selfs baie keer oorlog teen mekaar gevoer het. In die tyd van koning Jerobeam gaan bou hy selfs 'n alternatiewe plek in Sichem waar die mense hulle offers kan ombring. Die Here straf dit natuurlik. So Jerusalem moes eintlik 'n teken wees dat die verskillende stamme, die boeties, ook een kon wees. Hulle eenheid moes juis 'n klimaks kry wanneer hulle ten spyte van hulle verskille tog kom om die een God, die verbondsgod, te kom aanbid, saam met mekaar. Dan los ons geskille. Om God se opdrag te gehoorsaam en hom in eenheid aanbid in waarheid is groter en is belangriker as elkeen se afsonderlike identiteit en afsonderlike belange. God kom eerste. Ons aanbidding in God kom eerste. Nie my volk nie. Nie my taal. Die Bybel trek 'n baie sterk ooreenkoms tussen Jerusalem en die Nuwe Testamentiese kerk onder Jesus Christus, die kerk wat hy bymekaar bring. Ons hoor onder andere in die brief van die Efesiërs dat Jesus sy kerk onder sy hoofskap verenig, nie? Dis 'n duidelike boodskap daar. Hoor saam met my. In hom, Jesus, sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel. Hy praat nie nou meer van die Ou Testament nie. Hy praat nou van die mense. Verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Waar's die kerk? Hy's nou hier in hierdie gebou. En as ons nou klaar is, dan gaan die kerk hier in Windhoek in. Hy versprei. Ons is 'n geestelike huis waarin God woon. En hoor hoe roep hy nou die kerk op tot dieselfde eenheid in aanbidding van God. Weer Efesiërs, daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Kan julle hoor, dis 'n goddelike eenheid. So ek en jy word as die kerk van die Here opgeroep om in vreugde die Here as 'n eenheid te aanbid. As ons saamgebind is, dan beteken dit ons is saamgebind in die bloed van die Here Jesus, waarmee hy ons verenig as sy kinders. Eenheid in die kerk is uiters belangrik. Nie omdat ons noodwendig altyd eenders is nie. Nie omdat ons noodwendig altyd saamstem nie, maar omdat dit die opdrag van die Here is. Eenheid in waarheid ook. Ons hoor deesdae mense sê, eenheid is belangriker as waarheid. Nee, ons het eenheid omdat ons die waarheid soek. Nooit eenheid ten koste van waarheid. Jesus sê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê.
Ons as gemeente, maar ook as deel van die algemene kerk van die Here Jesus oor die wêreld dat vanoggend vergader, moet ons altyd na die eenheid van God streef, tot sy eer. Weer, nooit ten koste van die waarheid nie, maar as gevolg van die waarheid wat in hom ons in is. Dis die kerk. En van hierdie eenheid hoor ons dan ook vir die eindtyd. Johannes skryf in Openbaringe dat al die wesens, onthou ons hoor ons van al die vreeslike wesens met die gesigte en die oë op hulle vlerke, al die wesens en die 24 ouderlinge, 24 ouderlinge, God se totale kerk, 12 stamme in die Ou Testament, die 12 disippels, Nuwe Testament, so 'n simboliese getal, die hele kerk van die Here, na eenheid voor hom. Dis waarvoor ons oproep. Verteenwoordig en sing sy lof as eenheid. Luister, Openbaring 5 vers 13. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die Lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Alles. Dit is een van die wonderlike goed waarna ek en jy kan uitsien. Dis die eenheid wat nie Jerusalem of die kerk van die Here hier op aarde kon regkry en onderhou nie. Dit sal ons net kry in teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus, wanneer ons opstaan uit die dood. Omdat hy vir ons eenheid, sy eenheid met ons gesterf het. Eenheid. Dan hoor ons in hierdie Psalm vers 5 van geregtigheid. Kinders, geregtigheid is nou maar net 'n bietjie 'n groot woord vir regverdigheid. Die rede vir die eenheid en die gesamentlike lofprysing is dan in vers 5. Hier in Jerusalem hoor ons staan daar trone van regspraak. Dit is soos die regterstoel. Jy het al gesien kinders in die flieks, daar sit so 'n oomie met so 'n jas en 'n hamer. En dan sê hy wat is reg en hy moet besluit wat is reg en verkeerd. Hy is die regter. Dis die bedoeling hier. So Jerusalem was die plek waar die konings gebly het. Dit is sy woning. En 'n koning het twee primêre take gehad. In die eerste plek moes hy as koning die volk beskerm. Hy moes uitgaan en wanneer daar iemand is wat die volk aanval, moes hy hulle gaan beskerm. Dit is sy werk. Maar hy moes ook as regter optree. So ons hoor nou hier in hierdie lied sê my voete staan in jou poorte in Jerusalem. So as jy in die poorte van Jerusalem sou inkom, dan sou die ou manne daar sit. Jy is om hulle wysheid te deel. Jy kon by die ouer, die wyse manne van die stad gaan sit en hulle kon jou help met eenvoudige sake. Maar die koning moes oor die ernstige sake beslis. Dink hier, 'n voorbeeld daarvan is toe die twee vrouens na koning Salomo gekom het. Onthou julle, die een het haar babatjie doodgelê en toe gemaak of die ander in hare is, né? Moeilike saak. Kom na die koning toe vir regspraak. Maar die geskiedenis sê vir ons die konings was nou nie juis altyd regverdige mense nie. Einste Dawid wat hier skryf, het 'n onskuldige man se dood veroorsaak. Dink aan koning Agab wat ek dink nie 'n woord uit sy mond ooit enige regspraak was nie. Op die einde word Jerusalem dan verwoes. Jerusalem en die tempel word gelyk gemaak met die grond, omdat die volk nie meer die geregtigheid, die regverdigheid van God gesoek het nie. Hulle het mekaar vertrou. Hulle het hulle geregtigheid op ander plekke gesoek, ook hulle beskerming. En dan gaan die volk in ballingskap, 75 jaar. En wat gebeur daar? Daar moet hulle die onreg van hulle vyand verdra. By die kerk. Die kerk van die Here Jesus word opgeroep om 'n liggaam van geregtigheid te wees.
Elke een van ons, ek en jy, almal van ons word opgeroep. Ons is daartoe gesalf as profeet, priesters en konings. Ek en jy is gesalf tot profeet, priester en koning. Hierdie geregtigheid is ook jou en my opdrag. In die kerk weer, Efesiërs 4. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van dieselfde liggaam. Hoor julle hoe die eenheid ook nou lei tot praat met mekaar die waarheid. Die eenheid voor God bring jou by regspraak. Jesus sê self, julle onthou die bergrede, Matteus 5 vers 6, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is jy as jy geregtigheid soek. Natuurlik verlang ons ook na die Here se regspraak. Want nou moet ek en jy erken, eintlik is ons skuldig. Ook die kerk van die Here. Ons verdien die ewige straf. Dit sou regverdig wees. Maar Jesus besit die mag om oor sy kerk reg te spreek. Hy mag oor sy kerk, oor jou en my regeer. Omdat hy die laaste koning en regter uit die huis van Dawid is. Jy het gesien in die Psalm. Daai troon is in die huis van Dawid. Dit was die belofte aan Dawid, daar sal altyd iemand uit die nageslag van Dawid op die troon wees. Hier is die vervulling daarvan, ons koning. En dit bring ons dan ook by die eindtyd. Met die wederkoms op die dag van die Here wanneer hy gaan oordeel, sal daar geen ander regspraak wees as die van Jesus Christus nie. Ons hoor, hy is die lam wat waardig is om die boekrol van toekoms en verlede, alles wat neergeskryf is, alles wat verkeerd was en reg was, oop te maak. Al die name wat daarin staan, oop te maak. In Openbaring 14 word God se finale oordeel aangekondig. So onthou, as jy regter is, dan is daar oordeel, daar's regspraak, nou moet die vonnis moet nou gevel word. Openbaring 14, vrees God en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Nou gaan ons oor na Openbaring 15, hoor wat sing die engele. Groot en wonderbaarlik is u dade, Here God almagtig, reg en betroubaar is u optrede, koning van die nasies. Dis ons Here. Ook hier moet ek en jy erken, broer en suster, nie Jerusalem se regspraak was genoeg nie, selfs nie Dawid se nie. Nie die kerk se regspraak en verstaan van wat reg is die kern nie. Dit is baie gebrekkig. Ons kom dit agter wanneer ons van mekaar verskil en worstel. Net sy regspraak sal genoegsaam wees. Net hy kan red en veroordeel. Hy kan die vonnis vel. Hy is die enigste regverdige regter wat ek en jy kan vertrou. Geregtigheid. En dan die vierde tema, vrede. Vers 6 en 7. So Jerusalem is die stad van God en letterlik beteken die naam Jerusalem blyplek van vrede. Jy kry die woordjie shalom, né? Here shalom. Daarin. Blyplek van vrede. Daarom roep Dawid nou elkeen op om die vrede vir die stad van vrede te soek, om dit te bid. Praat met God oor die vrede, want ons kan nie die vrede bring nie, is wat hy bedoel. En die mooi hier is, hy roep nie net op nie, dis nie net 'n voorskrif nie, hy doen dit nou self. Hy gaan dadelik oor homself vir hierdie vrede vir die stad te bid. So kyk mooi wat hier gebeur is, hy bid vir vrede in verhoudinge tussen die mense binne in die stad. Wanneer hulle by mekaar kom, hierdie 12 stamme, hierdie boeties, hierdie man en vrou, hierdie pa en seun. Hy bid vir vrede in verhoudinge. Natuurlik geld dit dan vir hierdie stamme, maar vir families en broers en susters, ons hoor hoe hy dit aanspreek, ek bid vir hulle.
Verder bid hy vir vrede daar waar mense van buite af dreig om hierdie vrede met oorlog te versteur. Hy praat van hulle vestingsmure, verdedigingswalle. Daar waar wagte die stad se vrede teen die vyand moet beskerm. Daar bid hy ook vir vrede. Tussen hulle, wat die beskerming doen, maar ook, dat daar nie aanval sal wees nie. Mag daar vrede met ander woorde, binne en buite die stad wees. Die grootste rede vir hierdie gebed kry ons dan in vers 9. Ter wille van die huis van die Here. Hy soek die goeie, die mooie vir hulle binne en buite die stad, ter wille daarvan dat God aanbid sal word soos dit hoort. Die huis van die Here, die lede van sy huisgesin. Jog, nou met julle saam by dink in die geskiedenis. Kan ons dink aan 'n stad in die geskiedenis waar daar minder vrede was as Jerusalem? Stad van vrede. Ons nou nog goed. Die kerk van die Here behoort ook 'n plek van vrede te wees. 'n tuiste van vrede. Juis omdat ek en jy geloofsreisigers, disippels is, wat agter wie agterloop? Die prins van vrede. Dis vir hom vir wie ek volg. En sy uitsprake oor sy kerk, sy bruid, ons, is baie duidelik. Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee. Hoor mooi die onderskeid. En so met die Heilige Gees ook in ons werk, want Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede. Dis wat in jou en my moet leef. Romeine 12 vers 18, sover dit van julle afhang, lewe in vrede met alle mense. Jy moet daai ene, sover as wat van jou afhang. Begin nie buite nie, begin hier. Hebreërs 12 vers 14 bevestig, beywer julle vir vrede met alle mense. Dis my ingesteldheid is hierdie vrede. Dis jou en my opdrag. Die kerk van die Here, ek en jy, moet aan die binnekant 'n liggaam van vrede wees. En selfs wanneer ek die gesonde leer van die Here Jesus Christus verander, vertel, soos wat hy vir ons as disippels sê, leer hulle alles wat ek julle geleer het. Wanneer ek met ander woorde die gesonde leer verdedig, opstaan, vertel, getuig, dan moet dit in 'n gesindheid van vrede gebeur. Jou en my opdrag, geliefde, is om vrede in die wêreld te beywer, ook in die breër wêreld. Ek en jy moet hiervoor bid. Wanneer laas het jy vir vrede gebid in Oekraïne en in Gaza en in Sudan en hier naby in Mosambiek? En in Venezuela, waar die beskermers van vrede oorlog maak. Oorlog vir vrede. Dis ons opdrag, en tog, broer en suster, moet ons eerlik wees in die kerk. As kerk ervaar ons dikwels nie die vrede wat die Here Jesus bedoel. In Openbaring, as ons weer praat oor die eindtyd, begroet Jesus sy gemeentes in haar eerste klomp briewe met 'n seënbede waarin hy sê genade en
Vrede vir julle, klink dit bekend? Dis hoe ons mekaar groet. En die seën van die Here op 'n Sondag. Genade en vrede vir julle, so begroet Jesus sy gemeente, sy kinders, sy kerk. En dan na die oordeel oor die aarde voltrek is, as mens Openbaringe deurlees, wanneer Satan en elke ongelowige se vonnis voltrek is, dan hoor ons, daar sal vrede in Jerusalem wees. En julle moet saam met my oopmaak, maak jou Bybel oop daar by Openbaring 22. Openbaringe 22. Vers 3. So, die vonnis is nou voltrek. En dan hoor ons in 22:3, daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Onthou julle nou het Jesus gesê, 'n vrede, nie die wêreldse vrede. Hierdie is vrede, is vrede met God. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees. En sy dienaars sal hom dien. Hoor julle die troon in ons Psalm? Hier is die troon. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Broers en susters, dit is waarvoor ek en jy bid. Dis hoe hierdie gebede van ons vir vrede vervul sal word. Want hierdie vrede wat nie in die verlede en in die hede in Jerusalem geld nie. En die vrede wat ons as kerk soek maar sukkel om te hou en uit te leef. Dit sal eers volkome in Jesus Christus vervul wees as ons voor hom en saam met hom leef. So om hierdie rede, onthou ons is met pelgrimspsalms besig, dis 'n geloofslied, ons is aan die beweeg. Ons is nie neutraal, ons is in rak. En daarom is dit nie maar net 'n vredeslied oor 'n kerkgebou nie. Of 'n reis vir vrede na 'n kerkgebou nie. Dis nou 'n nuwe Jerusalem. 'n nuwe Jerusalem waar ek en jy ware regverdigheid en vrede sal ervaar. Ervaar jy onreg hier? Het jy iets anders verwag? Het jy verwag dat mense, regerings, regters, jou reg in die Here sal kan hou? Ja, ons smag na hierdie nuwe Jerusalem. Maar intussen moet ek en jy hier lewe. So ons moenie moet opgee nie. Want hierdie vreugde en eenheid en geregtigheid en vrede wat ons net in die Here Jesus kan kry, werk in ons deur die Heilige Gees. En dit maak die grootste verskil vir hoe ek en jy hier leef. Totdat ek die asem hier uitblaas. Lewe met hoop vir sy geregtigheid, sy vrede, eenheid met hom. Heerlike vreugde. Mag ons dan gemeente in Windhoek en elders, mag ons as kerk van die Here Jesus Christus dan bid vir vreugde in ons saamwees. Is dit vir jou 'n vreugde? Bid vir eenheid in ons saamwerk en in ons saamleef. Is jy deel van hierdie eenheid? Kyk jy van buite af. Kom ons bid vir 'n soeke na goddelike geregtigheid. Kom ons bid vir ware vrede. Vrede ter wille van die huis
van die Here ons God het, dan kry ons die belofte 2 keer, 3 keer in die Nuwe Testament. Dis 'n vrede wat alle verstand te bowe sal gaan. Dit is die vrede wat die Here vir ons beloof. Amen. Ons gaan nou ons geloof bely. En ek gaan dit begin aan die hand van artikel 28 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Hoor bietjie wat ons sê hier, dat ons glo dat geen mens, wat ook al sy stand of status is, hom in selfvoldaanheid, kinders beteken hoogmoed, hom in hoogmoed van hierdie vergadering mag afsonder nie. Wat 'n vergadering? Hierdie vergadering, die kerk van die Here. Maar dat almal saam verplig is om hulle by die kerk aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar. Dit is ons geloofsbelijdenis. Gaan lees dit gerus weer vanmiddag, artikel 28 NGB. Ons moet ons by die ware kerk aansluit in eenheid en hierdie kerk van die Here bewaar en bewerk. Kom ons staan en ons bely ons geloof saam as ons sing Skrifberinge 12:5, daarvan gaan ons die eerste vers sing en dan ook lied 168 vers 2 en 3. Daar is nou geleentheid vir ons lief en leed, vir ons barmhartigheid. En ek hoor of daar enige ander lief en leed is in die gemeente, of ons dalk nie bewus is nie. Kom ons dra dan asseblief hierdie twee families aan die Here op. Ons het verlede Sondag ook aan die Meyer gesin gedink, Jacques wat oorlede is, aan Keetmans, Pauline en die twee seuns, en dan ook vir Reinhard en die twee kinders hier, ook die familie, Johannes julle, baie sterkte. Weet ook gemeente dat dit 'n geweldige impak op ons skool het, waar Jacqueline skool gegee het, vir al die graad 2'tjies, die voorreg gehad om gou die week daarvoor dankie, Joos Carter, en
om saam met van die onderwysers te kon gaan bid. Dit gryp diep. Bid vir al van ons onderwysers, want hulle soos ek en jy, sulke goed gebeur, word die band onder jou voete uitgeruk, en dan word daar skielik van jou antwoorde verwag. Kom ons bid dat hulle dit wat ons vanoggend gesê het, hierdie vrede die Here sal ervaar, het hulle nie noodwendig al die antwoorde. Daar ook so in die Here op. Mag daar 'n mooi getuienis ook uit hierdie lewe en sterwe kom. Kom ons bid saam. Hoe heerlik, Here, is dit om U so te mag gaan bid. Die vreugde wat ons mag hê om by mekaar te kom, dis vir ons goed. Ons weet, Here, en ons moet erken dat dit nie altyd vir ons 'n vreugde is nie. Ons vreugde wil dikwels lê in dit wat ek wil hê, my voorkeure. Mense moet my raak sien. Mense moet my dalk eerder nie raak sien nie. Mag ons vreugde daarin wees dat ons gehoorsaam is aan die oproep, moenie wegbly wanneer die gemeente bymekaar kom nie. Soek elke geleentheid op. Here, wil U elkeen van ons nou toets hieroor? Wat is ons gesindheid? Beleef ons vreugde om by U en saam met U kinders te wees. Ons bid vir eenheid. Ja, eerste in ons huwelike. En ons gesinne, die kerk en die kleine. Ja, selfs al is daar verskille en al is daar konflik, maar dat daar 'n eenheid sal wees in ons aanbidding van U. Daarom ook vir ons as gemeente. 'n Eenheid wat verder gaan as maar net saam bazaar reël. 'n Eenheid wat dieper gaan as die feit dat ons saam worstel oor ons bestaan. Ja, 'n eenheid wat saam met Psalm 121 sê, ons kyk verby die berge, ons kyk die heelal in na die skepper van alles. Van U kom ons hulp. Ons bid, Here, vir goddelike geregtigheid. Daar is soveel onreg op hierdie aarde. Ons dink net in ons eie stad, in ons eie land, 'n klomp prominente hofsaake wat net nie tot einde kom nie. Mense wat smag na geregtigheid. Ons bly daarvoor bid, Here, en tog sit ons nie ons verwagting op mense nie. Ons sit ons verwagting op U. Maar wil U vir elke een wat in die regspraktyk werk, wat deel is van ons gemeente, wil U hulle bemagtig om U geregtigheid te soek. Mag hulle vir niks minder werk nie. En dan bid ons, Here, vir ware vrede. Vrede in die eerste plek ter wille van U huis, ter wille van U gesin, ons U huisgesin, maar U naam, Here, die eer van U naam. En daarom is ons tipe vrede nie maar net die afwesigheid van boelies by die skool of van oorlog nie. Ons vrede is te verstaan dat daar vrede tussen U en ons is, o Vader. U wat woedend is oor die sonde, oor ons sonde. Maar dat daar vrede is, omdat ons Here Jesus vir ons gesterf het. Dit is ons gebed. So bid ons dan, Here, wanneer gelowiges in die volgende tyd by mekaar gaan moet kom om 'n geliefde te groet. En geliefdes, dat daar deur die trane vreugde sal wees, dat daar eenheid en geloof sal wees, omdat ons weet wat hierna vir ons voorlê. Dat daar uiteindelik ook vir hulle geregtigheid sal wees en vrede wat ons verstand te bowe gaan.
Dankie Here Jesus dat U vir ons hierdie vrede nalaat. Dat ons in U voetspore volg om juist dit te kry. Maak van ons vreugdevolle geloofsreisigers, vreugdevolle disippels, wat disippels maak, wat hierdie vreugde mag proe. Daarom soek ons vrede en ons geregtigheid in die enigste eenheid wat die moeite werd is, die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons aanbid U. Amen. Ons gaan nou die Here loof met Psalm 116. Ons gaan van die eerste omdigting vers 1 en vers 2 sing en dan van die tweede omdigting vers 4 en vers 5. Kom verklaar nou jou liefde. Kom ons doen dit as eenheid. Daar is niks, ons byna net gebed en sang wat hierdie eenheid tussen gelowiges kan doen. Kom ons staan en ons aanbid en loof die Here in eenheid. God het ek lief, want hy is my getroue Heer. Geliefdes, sien en ervaar hoe dat die Here sy seën oor ons bevestig. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Kom ons amen en gaan in vrede huis toe.
Julle het ons afkondigings gehoor, so onthou vanaand se saambid. Dis nog 'n geleentheid om hierdie eenheid wat ons in mekaar het ook te beleef. Dis 'n vreugde om saam te bid. Ons kan ook getuig uit die gebedsgroep, hoe dat die Here sy geregtigheid bevestig. Ons kan Jessica by werk gekry. Daar is mense wat blyplek gekry. Daar is mense wat vrede en rustigheid in hulle gemoed het oor hulle siekte. Ons kan ook daarvan getuig. En hierdie vrede is om regtig alles in die Here se hande oor te gee. So kom beleef dit ook saam met ons vanaand 6:00, wanneer ons saam bid. Ons het van een afkondiging vergeet. Mike se brood. So, julle kon nou vanoggend 'n 5 minute lange speech gehad het oor 'n brood. Maar Mike verjaar, so hy eet koek en wat so rond. Saterdag is manne ontbyt, so al die manne. Peer, jy moet maar inkom, kyk ek maak nie soos Mike nie. Peer, kom eet saam met ons manne ontbyt. Ons sal nog inligting deurgee, maar almal maak jou vriende by mekaar, oud en jong. Ons het al 'n brood, is daar beloof, maar ons gaan soveel manne hê dat ons soek 'n groot boerbrood. Nee, jy weet nie wat se ding is dit. Dis nie hierdie, kyk en nou staaltjie manne nog nie by die meele op. So die broodjies wat ons kry is, ons soek 'n ordentlike. So as jy kan asseblief, ek gaan dat jy vir Lou sê asseblief. So vir Lou wat vanoggend vir ons gebid het, ons sê vir Lou as jy kan help met 'n brood asseblief. Ons wil graag Saterdag, Mike het 'n plan met die brood. So bring asseblief. Ek dink dis al die afkondiging sterkte. Ek sien daar is Marina. Hoe Tannie Marlena, daar sê, Tannie Marlena het gearbei. Nee, sy het getamatie. Julle sal sien, hierso staan tamatie konfyt en tamatie smoor. Ek het goed geword met die woord Sheba, maar seker is Suid-Afrikaanse woord. Maar dis net dat jy gaan nie sulke goed in die blikkies kry nie. Daai in die blikkies is nou daai. Dis die tipe tomatiesmoor wat nie in die hemel gekry gaan word nie. Dis die blikkies. Hierdie hoop ek dink ons gaan dit daar kry by die fees. So asseblief, dit is maar om deel te hê aan die gemeente se finansies ook. So ondersteun dit ook asseblief. Kateksasie en dan my wijk, ons het wysheid hê na die kateksasie. So julle kan solank al die vleis wat julle voorberei het, kalvers wat julle geslag het, wortels wat julle ontwortel het, regkry vir ons. Mooi Sondag vir julle.